Net omdat jy dalk gemisluk het, beteken nie dat jy's 'n mislukking nie. Net omdat jy 'n fout begaan het, beteken nie dat jy's 'n failure nie. So ons moenie deur dit wat ons in ons lewe ervaar gedefine word. Ons moenie toelaat dat dit ons lewe kom mold en ons lewe kom shape nie. Want is belangrik dat ons sal losbreek van enige label wat op ons geplaas word, dat ons sal losbreek van enige perspektief wat verkeerd is en nie volgens die raamwerk van God se woord is. Want kom ons wees nou eerlik, ons as mens, ons maak baie keer foute. Ons maak baie keer foute, maar jou foute is nie wie jy is nie. Die foute wat jy gemaak het is nie wie jy werklik waar is in die persoon wie jy is en dat dit jou identiteit kom beïnvloed nie. So dis belangrik dat ek en jy net sal kyk na die woord vandag en dat ons net so 'n bietjie sal terugbeweeg na die teenwoordigheid van Jahwe. Want wat baie keer gebeur is, wanneer ons misluk en wanneer ons foute begaan en wanneer ons dalk wegbeweeg van die teenwoordigheid van Jahwe, dan bly ons weg en ons hardloop weg van Vader se aangesig as gevolg van die foute wat ons begaan. En ons kom in 'n posisie van skuld en ons kom in 'n posisie van daai waar ek skuldig voel van dit wat ek gedoen het. En ek wil nie hê dat jy moet skuldig voel nie, en ek wil nie hê dat hierdie dinge wat jy ervaar en beleef en die foute wat jy begaan, dat dit jou enigstens sal beïnvloed in jou wandel met die lewende God. Ek leer in die woord dat Vader kom praat met ons en hy sê, maar ons het 'n voorspraak by die Vader. Hy sê dit in 1 Johannes hoofstuk 2, kom praat hy spesifiek, hy sê, ouens, ek wil nie hê julle moet sondig nie, maar as julle gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. En ek wil vandag vir jou sê, dat ten spyte van waardeur jy gaan, en ten spyte van jou tekortkominge, ten spyte van die foute wat jy dalk begaan in jou lewe, Vader is met alles wel bekend. Hy is met alles wel bekend. En ek sê dit baie keer, en ek wil dit vandag weer sê, dat niks wat jy doen, gaan Vader ooit met 'n surprise vang nie. Niks nie. Want hy weet, hy ken jou hart, en hy weet wat jy gaan doen, hy weet nou natuurlik die woorde wat jy gaan spreek, nog voordat jy dit gevorm het. So daarom moet ek en jy net weer terugbeweeg na God se woord toe, en luister gou, wat sê die woord, en ek wil ek met jou kom deel vandag, sodat hierdie in jou lewe kan manifesteer, en dat dit 'n verandering sal maak in die posisie wat jy jouself vandag dalk vind. Want ek wil vandag vir jou sê, jy is nie 'n mislukking nie. Jy is nie 'n failure nie. Jy is nie 'n fout nie. En daarom is dit belangrik dat jy vandag net weer sal terugbeweeg na die teenwoordigheid van Jahwe en sal besef, maar die God van genade en barmhartigheid is met jou en hy's vir jou. Luister wat sê die woord. Hy sê in Hebreërs hoofstuk 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So hier sê die woord dat Yeshua, ons verlosser en saligmaker, ons hoëpriester, ons middelaar, is wel bekend met alle omstandighede wat jy dalk ervaar. Want hy's net soos wat ek en jy is hy versoek. Maar hy het oorwinning behaal. Hy het sonder sonde en hy het nie ingegee in enige van die versoekings nie. Hy het sonder sonde gebly. Maar ons as mens, ons maak foute en ons maak baie keer droog, maar dit beteken nie dis wie jy is nie. En die foute wat jy begaan, moenie jou karakter verander nie, dit moenie jou identiteit kom verander nie. Jy moet in jou identiteit in Yeshua, moet jy bly en funksioneer. So as ons 'n hoëpriester het, en dis dan natuurlik Yeshua, wat ons swakhede ken, en wat medelee het met die dinge waardeur ons gaan, want hy weet waarmee ons sukkel. Hy weet waarmee ons sukkel, hy weet wat is die moeilike areas in ons lewe, hy ken ons swakplekke. Maar ongelukkig ken die vyand ook jou swakplek. So net omdat Vader my swakplek ken, beteken ook nie dat ek kan net aanhou doen wat ek doen,
en hy moet okay wees daarmee. Nee, luister wat sê die woord. Hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So, as ek dan nou in 'n versoeking verval, en ek gee toe, en ek maak droog, en ek maak 'n fout, en daar's dinge wat gebeur in my lewe, en daar's dalk 'n mislukking wat dalk plaasvind, wat moet ek as mens doen? Hoe moet ek dit hanteer? Want is een ding om te sien, maar Vader ken my en hy is bewus van my swakhede, maar wat moet ek doen en hoe moet ek reageer wanneer ek hierdie swak plek in my lewe het en ek het dalk geval en gefouteer? Wat moet ek dan doen? Nou net die volgende vers gee vir ons die oplossing. Die volgende vers gee vir ons die oplossing en hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Met ander woorde, moenie weghardloop. Moenie soos Adam en Eva wees, wat wegkruip van Vader se teenwoordigheid. Want die oomblik toe hulle sondig, toe bring dit skande in hulle lewe. Hulle kom agter, maar nou is ek naak. En nou is die glorie en die heerlikheid van die lewende God weg van my af, en nou is hulle naak. En die oomblik toe hulle Vader se teenwoordigheid gewaar, kruip hulle weg. En ek en jy moenie wegkruip. Inteendeel, sê die woord vir ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Met ander woorde, hardloop na Vader toe. Hardloop na Vader toe. En as daar nou een ding is wat Vader wil hê, is dat ons soos die verlore seun net weer sal terugkeer. Want hy staan nog steeds met oop arms om jou te ontvang, om jou toe te rus met 'n kleed, om jou toe te rus met skoene vir jou voete, om jou toe te rus met 'n ring op jou vinger en om die vetgemaakte kalf vir jou te kom slag. Dis wat Vader wil kom doen as ons net kan terugkeer na sy teenwoordigheid. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Met ander woorde, ek gaan na Vader se teenwoordigheid. En hoe doen ek dit? Die enigste manier hoe ek kan inbeweeg in Vader se teenwoordigheid is om te sê, Vader, hier is ek, nie deur iets wat ek gedoen het nie, want ek het droog gemaak, maar ek kom vandag deur die bloed van Yeshua, wat vir my verlossing en vrymaking kom gee. Vader, vergewe my, help my. Want die woord gaan verder, hy sê, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want jy sien, dis wat Vader wil doen. Hy wil sy barmhartigheid en sy genade net weer opnuut in jou lewe kom uitstort. Maar dit beteken, ons moet vrymoedigheid hê om te kan hardloop na Vader toe. Want, dink net so 'n bietjie, toe jy klein was, jy nog in jou ouers se huis was, en as jy droog gemaak het, dan probeer jy alles in jou vermoë om dit weg te steek. Nou, ons het nie nodig om dinge weg te steek vir Vader, want hy weet in elk geval alles. So ons het nie nodig om goed vir hom weg te steek nie. Inteendeel, wat Vader van ons verwag, is dat al het ons misluk, al het ons 'n fout begaan, al het ons droog gemaak, dat dit nie ons sal shape en sal mold, dat ons sal dink dat ons is 'n mislukking, dat ons sal leef soos iemand wat 'n absolute mislukking is, dat ons nie dit sal doen nie, dat ons nie die mindset sal hê van ek is 'n failure en ek gaan dit nooit maak nie. Inteendeel, dat jy net sal hardloop na Vader se teenwoordigheid, sodat barmhartigheid en genade oor jou kan spoel. En dat hy jou op die regte tyd kan help. Want as daar nou een ding is wat Vader graag wil doen is, hy wil daardie swak area in jou lewe kom versterk. En die enigste manier hoe ons dit kan doen, is wanneer ons transparant is, wanneer ons hart op die tafel kom lê, om te sê, Vader, hier is ek. Ek het weer eens in hierdie swak plek van my lewe, het ek gefouteer. Vader, help my. Vader, help my dat ek in absolute oorwinning kan begin wandel, dat ek hierdie swak area van my lewe 'n area van oorwinning kan maak, en dat die vyand nie ooit weer enigsins in my lewe kan manifesteer en my kan laat val oor hierdie swak plek nie. En weet jy wat gaan gebeur? Vader gaan deurkom vir jou, want hy is 'n God van genade, hy is 'n God van barmhartigheid en hy wil jou help. Hy wil jou help.
Hoekom? Want hy ken jou. En hy weet waardeur ons gaan in hierdie lewe. Hy weet die situasies en omstandighede wat ons as mens deurgaan op 'n daaglikse basis. Hy weet dat die aanklaer, die duiwel, is op jou spoor en net soos wat hy met Petrus gemaak het, is die duiwel ook op jou spoor om jou te sif. En ek dank die lewende God dat ons Hoëpriester Yeshua bid vir ons elke dag. Hy tree vir ons in elke dag en hy staan ons by om op die regte tyd gehelp te word. So daarom kan ek maar net sowel, in steede daarvan om in skande weg te hardloop ek met vrymoedigheid na die troon van genade en ek beweeg in Vader se teenwoordigheid met daardie besef dat hy is heilig, ek is onheilig, dat hy is heilig en hy is soewerein en hy is almagtig en ek het sy genade en barmhartigheid nodig. Dat ek sal inbeweeg met die regte gesindheid om te sê, Vader, ek het u genade nodig, ek het die bloed van Yeshua nodig en alleen deur die bloed van die lam kan ek nou inbeweeg by die troon van genade sodat u my kan help, my vergewe, my genade en barmhartigheid kan skenk. So mense, ek wil hierdie boodskap aan jou kom gee vandag, dat jy net so 'n bietjie jou perspektief sal verander. En ek wil vandag oor jou lewe verklaar, jy is nie 'n mislukking nie. Jy is nie 'n mislukking nie. Jy is nie dit wat die wêreld vir jou kom sê jy is nie. Jy is nie dit wat die duiwel vir jou sê jy is nie. Jy is nie 'n mislukking nie en jy gaan oorwin in die naam van Meester Yeshua. So ek wil hierdie boodskap by jou laat en dat jy vandag net geseën sal wees met die wete dat God is met jou. Nou ja, van my kant af, Rian Aubrey, dankie dat jy ingeskakel is. Wees geseënd, geniet jou Vrydag tot volgende keer. Shalom.